Ek wil graag met julle vanmôre praat oor daar's 'n sekere boodskap wat ek graag met julle wil deel. Ek het verlede Sondag toe ek in 'n park bedien het ek oor hierdie presiese boodskap bedien, maar ek wil vanmôre in 'n ander rigting ingaan, maar die titel sal dieselfde bly, van Sinai tot die Bofortrek. Maar ek wil in 'n ander rigting ingaan, van Sinai na die Bofortrek. Nou geliefdes, ek wil hê julle moet julle self, en dit het toe so gebeur dat Moses het gekom, en hy het vir Farao gesê, dat let my people go. En ons weet dat Farao het gesê, nader aan sê Moses vir hom, die Here sê, en hy gebruik die heilige naam van God daar, as jy in die Afrikaanse Bybel lees, sal jy sien, is in hoofletters gespel, dis omdat dit verwys na die heilige naam van God. En hy vra, wie is Jahwe, dat ek na hom moet luister? En die Here het hom geantwoord, in 10 pla. Die Here antwoord hom met 10 pla, en die Here stuur die pla oor Egipte. En die Here wys vir hom, en die Here sê vir Moses ook, dat ek sal gerig voer oor die gode van Israel. Oor die gode van Egipte. En dis toe wat gebeur het, en wat, om 'n lang storie kort te maak, hulle kom toe by die berg Sinai in die woestyn, en Moses klim op na die Here toe, en om net vir julle die agtergrondkennis te gee, julle moet julle self indink, kom ons sê nou hierdie 3 miljoen Israeliete ongeveer, wat uit Egipte land optrek, na die beloofde land toe, en hulle trek uit, en hulle kom in die woestyn, en hulle kom by die berg Sinai, en die Here sê vir die volk, en vir Moses, die Here sê eerstens vir Moses, baken die berg af. Niemand mag na by die berg kom nie, die berg van die Here, want dit is 'n heilige berg, waarop die Here gaan wees, in vuur en in donderslae, en waar die volk die Here kan sien, in die groot duisternis, in die groot wolk, in die vuurkolomme, en die Here sê, baken die berg af, geen mens mag naby hierdie berg kom nie. As 'n mens naby hierdie berg kom, dan moet hy sekerlik gedood word. As 'n dier na die berg toe kom, moet hy met 'n pyl en boog doodgeskiet word, of gestenig word. Niemand mag naby hierdie berg kom nie, want dit is heilige grond, omdat die Here op die berg vertoef, op die bopunt van die berg. En wat ons sien is dat die woord van die Here sê vir ons uitdruklik, dat die Here sê vir Moses, vat 70 van die oudstes uit Israel, en klim op na die berg, net jy, Aaron, en dan natuurlik Nadab en Abihu, en natuurlik die 70 mag opklim na my toe. Maar Moses was alleenlik toegelaat gewees in die wolkkolom. Hulle was net tot op 'n sekere plek toegelaat gewees, die 70 oudstes met hierdie priesters, Aaron, Nadab en Abihu. Hulle was net tot op 'n sekere plek gewees. Maar kan ons teruggaan na die Ou Testament om te kyk, wat het gebeur op die berg Sinai? En mense lees dit mis, omdat ons so vinnig oor hierdie lees ons dit mis. Kan ons gaan kyk wat het werklik gebeur by die berg Sinai? Daar baie meer gebeur, wat die Nuwe Testament ook op uitbrei, maar in hierdie geval, hoor wat sê die woord van die Here in Eksodus 24, en die woord van die Here sê daar vir ons, hy sê, en Moses het die helfte daarvan af vers 6, in Eksodus 24, en Moses het die helfte van die bloed geneem, en dit in komme gegooi, en die helfte van die bloed in die altaar uitgegooi. Wat gebeur het is, Moses het eers die volk besprinkel en gesê, dit is die verbond, wat die Here met julle sluit, en Moses het die volk besprinkel, en die res van die bloed het hy uitgegooi, teen die altaar, en hy het die boek, vers 7 van die verbond geneem, en dit voor die ore van die volk gelees, en hy het gesê, alles wat die Here, sien julle Here daar in hoofletter is geskryf, dit verwys na die heilige naam van God in die Hebreëus, sal ons doen en daarna luister,
toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Vers 9 sê, daarop het Moses opgeklim. Let nou op die terminologie. Kyk wat sê jou Bybel. Daarop het Moses opgeklim, dis op die berg Sinai, met Aaron, Nadab en Abihu. Dit is die seuns van Aaron, die priesters. En 70 van die oudstes van Israel. Interessant, die getal 70, daar's baie dieptes in die getal 70, wat mens in detail kan oorgaan in my taboe reeks, die wat dalk daarna kyk, ek gaan in detail daarin, maar nietemin. En 70 van die oudstes van Israel, en hulle, ons lees oor hierdie, kyk wat sê jou woord, wat sê die woord, vers 10, en hulle het die God van Israel gesien. Wie? Moses, Aaron, Nadab, Abihu en die 70 oudstes. Hulle het die God van Israel gesien. Hoor wat sê die woord van die Here. En onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Ek is mal oor safier, is daai blou, dis daai diep blou. Dis 'n pragtige steen. Die woord van die Here sê, toe hulle op hierdie rowwe en riwe en dor berg klim, toe hulle in die teenwoordigheid van die Here inkom, wat gebeur? Is die vloerwerk onder hulle soos vloerwerk van safierstene en helder soos die hemel self. Jy sien, dis heilige grond waarop hulle gestaan het. Maar hy het sy hand na die uitgesoektes van die kinders van Israel nie uitgestrek nie, en hulle het God aanskou. Hoor wat sê die woord? En hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Ons lees oor hierdie, kyk wat sê die woord van die Here, dat wat het hulle gedoen nadat hulle die God van Israel van aangesig tot aangesig gesien het? Wat doen hierdie oudstes van Israel? Wat doen Moses hulle? Hulle het they've got a meal with the God of Israel. Hier sê die woord van die Here, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. En toe daarna sê die Here vir Moses, klim bietjie verder op na my toe. En dan kan jy gaan lees wat gebeur het. Maar hoor wat sê die woord van die Here, dat wat het onder andere gebeur in vers 16, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek, en op die 7de dag het hy na Moses geroep. En nou kan jy gaan lees hoe dat die Here na Moses geroep het. En daar was bassyngeklanke, daar was vuur, daar was 'n donker wolk, daar was al hierdie die manifestasies van God se heerlikheid gewees. En ons lees die woord van die Here, wat die woord van die Here vir ons sê. Hoe het God homself gemanifesteer en geopenbaar aan Moses en aan die volk, en raai wat gebeur aan die voet van die berg. Die Israeliete is aan die voet van die berg. En hoor wat sê die woord van die Here. Nou, wat gebeur is, ek wil net hierdie agtergrond eers met julle deel. Die Israeliete is om die berg. Hulle kamp om die berg. Ek meen, hoe awesome sou dit gewees het, as jy kon net opkyk. Ek meen, jy bly aan die voet van die berg. Jy kamp aan die voet van die berg. Die God, die lewendige God, wat nou net die Skelfsee oopgemaak het, wat ons nou net verlos het uit Egipte land uit. Hier is God se manifestasie en heerlikheid in vuur en in donderslag en die geluid van wind, soos wat bassyne klink, soos wat dit blaas. Die God van Israel is op die berg Sinai. Hulle het nie nodig gehad om te glo nie, hulle kon net opgekyk het en die heerlikheid en die manifestasie van God aanskou het.
En dink het hoe moes dit gewees het? Dink het vir julle lyk vanmôre so, as julle met my. Dink het hoe moes dit gelyk het? Dink het hoe moes dit gewees het? Wat se voorreg moes dit nie gewees het nie? En die woord van die Here sê vir ons, wat gebeur aan die voet van die berg? Aan die voet van die berg, Moses gaan op in die wolkkolom en hy bly saam met die Here in die 70 oudstes klim af en hulle is hier onder by die berg en die volk, wat doen hulle? Hulle gaan na Aaron toe. Aaron het afgeklim van die berg af, want Moses alleen was in die wolkkolom toegelaat gewees. Hulle kom na Aaron toe en sê vir hom, luister hierso, hierdie Moses, wat ons uit Egipte land uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Maar maak vir ons gode, wat voor ons uittrek. En wat sê die woord van die Here? En ons kan lees in Exodus 32, daar vanaf ek gaan eintlik vers 1 en 2 lees, dat julle die konteks kan kry. Toe die volk sien dat Moses vertoef op die berg, om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode. Ek meen, weer eens, kyk net op na die berg en sien en aanskou die heerlikheid van God. Maar nee, wat kies hulle? Hulle kyk na Aaron wat die hoofpriester is en hulle sê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En wat doen Aaron? Ek meen, Aaron, dink het vir jouself, in Egipte land was die staf van Aaron werklik wat verander het en wat al hierdie Aaron het die werk, die manifestasie, die heerlikheid van die Here in Egipte land gesien. Hy het gesien hoe dat die Here paddas in menigvoud gee en hoe dat die Here die eerstgeborenes tref en al die 10 pla. Aaron het die heerlikheid van die Here aanskou. Hulle kom voor die skelfsee, die Here maak die skelfsee oop. Aaron, wat doen jy? Wat moes jy gedoen het toe die volk vir jou sê, maak vir ons goue, of maak althans vir ons gode. Maar wat is die antwoord wat Aaron gee in vers 2? En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af van die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters en bring dit vir my. So Aaron, he doesn't even hesitate. Hy sê, bring julle goue ringe, neusringe, toonringe, naaltjieringe, wie weet wat het hulle alles, oké, daai tyd was dit nou nie so nie, maar bring die ringe en bring dit na my toe. En vers 4 sê, en hy het dit uit die hand geneem en dit met die buitel bewerk. Hoor wat sê die woord van die Here? Eintlik in vers 3, toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk. Sê bietjie buitel. Oké, dit is belangrik dat jy op dit let. Dat hy dit met die buitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, toe Aaron homself bekeer. Nee, ongelukkig is dit nie wat die woord van die Here sê nie. En toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. En Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot, kyk in die Bybel, dis Here is met 'n hoofletter geskryf, as jy die Afrikaans 33-53 lees, dit is 'n fees van Jahwe, verwys na die heilige naam van God. En wat hy eintlik sê is, hierdie fees, kom ons wy dit toe aan hierdie God. Aan hierdie
God wat ek nou net gemaak het met my eie hande. Kan jy dit oor vertel? En wat doen die Here? Moses is in die teenwoordigheid van die Here. Moses is op die berg van God. Moses ontvang die kliptafels waarop God die gebooie skryf. Moses is by die Here. Hy aanskou die Here. Hy's met die Here en die Here wys vir hom die afbeeldings en die mates van die tabernakel en die verbondsark wat hy moet gaan maak. Maar nadat die Here met hom so spreek, sê die Here vir Moses, ek dink is tyd dat jy afklim. En ek imagine maar net hierdie gesprek in my gedagtes. Die Here sê, ek dink dis tyd dat jy afklim. Maar hoekom Here ek hoor wat jy sê. Ek dink jy moet afklim. Gaan kyk wat doen Israel. Hulle is besig om my te terg. Want onthou, hulle het die fees. Wat is hierdie fees? Dis Pinkster. Okay? Wy hulle toe aan 'n afgod. Hulle sê dis 'n fees van Jahwe met van my, maar hulle wy dit toe aan hierdie God. En Moses klim af en die woord van die Here sê dat toe hy afklim, toe wat gebeur? Die volk het opgestaan en hulle het gespeel en gedrink. Met ander woorde, hulle het 'n fees gehou. En hoor wat sê die woord van die Here. Ekskuus tog 19. Toe hy naby die laar kom, dis Moses. En toe hy naby die laar kom, Moses kom nou by die berg afgeklim. En toe hy naby die laar kom en die kalf van die koordanse sien, so Moses sien daai goue kalf van die koordanse, het die toorn van Moses ontvlam en hy het die tafels uit sy hande uitgegooi en onder die berg verbrysel. Die breek uit die tafels van die verbond. So kwaad is hy. En hy het die kalf geneem wat hulle gemaak het en dit met vuur verbrand en dit fyn gemaal en die kinders van Israel dit laat drink. Hy het dit in water gestrooi en die kinders van Israel dit laat drink. Wat hy doen is, hy vat hy kalf, brand dit met goud, maal dit, gooi dit in water en sê vir die Israeliete, nou drink julle hierdie water. Julle gaan drek van goud uitskei as hierdie gode wat julle gemaak het. Drink hierdie water. Moses het 'n heilige toorn wat oor hom kom. En Moses, wat hy doen is, hy konfronteer vir Aaron. En Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so groot sonde oor hulle gebring het? Toe antwoord Aaron, laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie, chill Moses. U self ken die volk. U self ken die volk. Wag net so 'n bietjie. Sy antwoord is, Moses, jy self ken die volk. So wat doen hy nou? Wat is hy mee besig? Blame shift. Wat het nou gebeur toe die volk vir hom gesê het, maak vir ons 'n groot kalf? Toe was hy te gou om te antwoord, bring vir my julle goue ringe, julle goue hangers en al julle bringe. Nou sê hy, hierdie volk. Jy weet, dis die blame game. Dis hoe dit vandag werk. Mense blameer altyd, mense moet vandag die victim wees. Ja. Daar's daai mindset vandag. Jy moet vandag die victim wees. En blame altyd alles, blameer altyd alles. Selfs met Adam en Eva, die Here kom by Adam. Adam, Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het. Here kom by die vrou, hierdie slang. Vat die verantwoordelikheid op jouself. Man up, erken en bely, maak reg, doen wat jy moet doen. Om te blame shift is 'n lelike ding. Ag kom man, as jy net iemand wat kan hom sê. En hy vra van, wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so groot sonde oor jou gebring het? Vers 22, toe antwoord Aaron, hoor nou Aaron se pap antwoorde, laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie, U self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is.
Hulle het dan aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Ek kan amper Aaron sien. Hulle het my met 'n geweer gedruk. Aaron. Hulle het aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Hoor nou sy antwoord. Daarop het ek, dis Aaron, hulle geantwoord, wie goud het? Nou, toe sê hy, almal van julle wie goue, nou sê hy, wie goud het? Laat dit afruk, en hulle dit aan my gee. En hoor nou wat sê hy vir Moses, en ek het dit in die vuur gegooi, ek gooi die goud in die vuur, en hierdie kalf het daaruit gekom. Hy sê, ek het hierdie goud geneem, Moses, en ek het dit in die vuur gegooi. En toe kom maar 'n kalf uit. Wat se woord het ek dan nou vir julle gesê, moet julle onthou? Hy het 'n bytel gebruik om die God te maak. So kan jy sien die antwoord wat Aaron gee. Okay, ek sou kwaad gewees, of ek sou bang gewees het, as my broer afkom by die berg en ek kan sien hoe kwaad is, hy kom nou net uit die teenwoordigheid van die Here uit en hy het 2 kliptafels en hy breek dit. Ek sal ook vir die eerste groot klip soek en wegkruip, maar ek neem man up, vat jou verantwoordelikhede. Amen. En die woord van die Here in vers 28 sê hierdie, en die seuns van, wat Moses toe gedoen het, hy het gesê, gaan en maak die mense dood, wat hierdie sonde gepleeg het. En die seuns van Levi, dis die Lewiete, het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. So 3000 man sterwe op Pinksterdag. Geliefde, Pinkster gaan oor as ek vir jou sê, waar gaan Pinksterdag, dan gaan jy dit koppel aan die bovertrek, maar dit gaan terug na die fees van die Here, toe die Moedim, die fees, die bepaalde tye van die Here. En een van hierdie feeste, daar was 3 hooffeeste waarop die mans hulle self moes getoon het aan die Here by die tabernakel en later by die tempel, is Pascha, wat Paasfees is, Shavuot, wat Pinkster is, en Sukkot, wat die Loofhuttefees is. Dis die 3 hooffeeste, en hierdie fees, Pinkster, Shavuot, is die fees, die tyd, toe die volk die wet van die Here ontvang het. So dink nou hieraan, julle gaan nou sien waartoe ek op pad is. Hulle ontvang die wet van die Here op Pinksterdag. Die heerlikheid van die Here is in vuur op die berg, die manifestasie van die Here in vuur en in heerlikheid, die geluid van winde wat blaas, soos bassyne wat weer klink. Die heerlikheid van God is op die berg. Pinkster breek aan, die volk ontvang die wet, maar 3000 man sterf. Ons was nou in Israel gewees tydens Pinkster. Nou, 2 weke terug, 'n week terug, wat ook al het mag wees, was ons daar gewees. En hulle herdenk, hulle het seker klein kersies wat hulle aansteek, dan herdenk hulle die dag toe hulle die wet van die Here ontvang het, die Jode natuurlik, steek daai kersies, dis seker klein koppies met kersies, en steek hulle dit aan en maak hulle dit oralste vol, dan herdenk hulle wat hulle die wet van die Here ontvang het. Maar ek wil julle moet blaai na Handelinge 2 toe. Na Handelinge 2. Hoor wat sê die woord van die Here, daar vanaf vers 1. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. So hier breek dieselfde fees, want daar was 7 feeste gewees wat die Here gesê het hulle moet hou. So daai 7 feeste was al die tyd daar gewees. So jare later is die disippels op Pinksterdag
in die bovertrek. Onthou, Pinksterdag is die dag waarop hulle die wet van die Here ontvang het by die berg Sinai. Op hierdie dag, Pinksterdag, is hulle in die bovertrek. Jesus het uit die dood uit opgestaan, Jesus het opgevaar na die hemel, en hoor wat sê die woord van die Here, 10 dae nadat Jesus in die hemel opgevaar het, want Pinkster beteken 50ste, die 50ste dag na Paasfees is van die Pinksterfees is. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel, begin asseblief die konneksies maak. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid van soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. Wat het op die berg Sinai gebeur? Vuur. Wind wat basseingeklanke was. Die manifestasie van die Here. Wat gebeur soveel jare later? Op Pinksterdag is die disippels in die bovertrek besig om eendragtig saam te bid. Tyd met die Here te wees, want is Pinksterfees. Hulle was in vasting gewees. En wat gebeur? Die volgende oomblik is die hele huis gevul met 'n geweldige rukwind, en dit het elkeen het tonge gesien van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. Dit is my so opvallend as ek na die Jode kyk, en ek sien al die kersies met die vuur, maar hulle verwerp die Nuwe Testament, hulle verwerp Jesus, dan dink ek, as julle al hierdie kersies aansteek, vir my gaan daar die hele tyd, bells is going off in my head, want ek weet waarna, maar hulle kyk na die berg, sien ons kyk na die bovertrek. Amen. Die wet maak dood, maar die Gees maak lewend. Amen. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om het uit te spreek. En ek wil vinnig deur die volgende paar verse lees. En daar het in Jerusalem Jode gewel, sowel as, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Nou, wat doen die Jode in al die nasies? Onthou julle die Babyloniese ballingskap? Dat wat gebeur het, is toe hulle in Babylon gegaan het, het nie al die Jode teruggekom nie, want ek meen, jy was vir 70 jaar daar, jy het jou bestaan daar gemaak, so daar hoeveel teruggekom, maar baie van hulle het nog in Babylon gebly, en baie van hulle het getrek na Soontoe en Soontoe en Soontoe en Soontoe. Die Jode het oralste heen getrek, Noord-Afrika, Egipte, al hierdie plekke. Daar was godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. En hulle het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So al hierdie Jode wat van al hierdie verskillende lande is, hoor hierdie mense in tale spreek, maar hulle hoor dit in hulle eie taal. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar nie spreek Galileërs nie? Ek meen, hoe ken hulle hierdie ander taal? Ek meen, is hulle nie almal Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal spreek waarin ons gebore is? Nou noem hy die lande, Partheners, Meders, Elamite, dis Iran, wat vandag, daai woorde daar. Die inwoners van Mesopotamië, Irak, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, dis Turkye, Egipte en die streke van Libië en Cyrene, dis Noord-Afrika, en Romeine, dis Griekelandse gedeelte, wat hier vertoef, Jode en Joodgenote, Kretenes en Arabiere, dis van Arabië af. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
En hulle was almal verbaas en radeloos en sê vir mekaar, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Ek wil met hierdie boodskap volstaan om vir julle die volgende te sê. As jy kyk na die Ou Testament, waar die wet van die Here ontvang is, was daar 3000 manne wat gesterf het. As ons net aanlees in Handelinge 2, sien ons dat toe die Gees van die Here uitgestort is, het Petrus opgestaan en gespreek onder die krag van die Heilige Gees en 3000 mense is gered. Amen. 3000 man sterf onder die wet. 3000 man kom tot redding. Amen. Sien julle dit? Hoekom? Want die Gees van die Here maak vry. Die Gees van die Here maak lewend. Amen. En hier kom die ding. Ons lees in die boek van Handelinge, dat Paulus het rondgegaan in streke, en hy het op party plek het hy disippels gevind, en dan wonder hy, wat soek die disippels hier, wat soek hier disippels? Ek meen, ek is nou die eerste wat hier verbykom, en hier's klaar, disippels van die Here Jesus. Ek meen, Handelinge 19 is, kan jy gaan kyk spesifiek daarna, die eerste 6 verse. Hy kom op 'n sekere plek in Efese, wat Turkye is, uitbreiding, plek in Turkye, en hy vind daar sommige disippels. En waar kom hierdie disippels vandaan? Geliefdes, die bovertrek, toe Petrus opgestaan en gepreek het, toe kom 3000 mense tot bekering, hulle doop en hulle elkeen gaan terug. Hoekom dink jy, dink jy in die Bybel, die skrywer, Lukas, wat die skrywer van Handelinge is, het niks ander tyd gehad vir enigiets anders te, laat hy al die plekke vir ons moet uitskryf nie. Hy noem Elam en Pateners en al die plekke, noem hy met 'n rede, want die Jode, toe hulle daar saamkom, hulle hoor die boodskap waar die Heilige Gees natuurlik deur die disippels spreek nadat hulle met die Heilige Gees gevul is, en hulle word diep in hulle harte getref en hulle laat hulle doop, en na dit trek elkeen van hulle weer terug, gaan hulle weer want dis nou klaar die Pinksterfees, onthou hulle moes 3 keer die jaar voor die Here verskyn het, hierdie was Pinksterfees. Na hierdie Pinksterfees gaan hulle weer terug na Elam en Mesopotamië en Pateners en Sirië en daartoe gaan hulle terug. En wat doen hierdie ouens wat nou net tot bekering gekom het? Hulle dra die boodskap van die evangelie uit. Amen. Hulle dra die boodskap van die evangelie uit en ander mense kom tot redding. Paulus kom op 'n plek en hy vind sommige disippels. Wat doen die disippels daar? Pinksterdag. Amen. Hier kom die ding waarmee ek wil volstaan. Pinkster het begin in die Ou Testament met die wet. Onder die Nuwe Testament, en 3000 mense het gesterf. In die Nuwe Testament het Pinkster, was die Gees van die Here uitgestort. En 3000 mense tot redding gekom. Ons lees van die einde van dae, waar die woord van die Here sê, dat die Here gaan die oes insamel op die einde van dae. Nou, daai woorde die oes insamel het baie te doen met hoe ons oor Pinkster dink, want met Pinkster was dit die fees van die eerstelingsgerwe. Hulle moes the first fruits, moes hulle na die Here toe gebring het. En dan moes hulle hierdie graan voor die Here beweeg, die priester. Dit was die first fruit of the land. Hier gaan ek nou nog 'n dot vir jou gee, connect hom. En hulle het hierdie eerstelingsgerwe, hierdie koring, het hulle voor die Here gebring, en hulle het aan die Here gestel, die priester. Daai was die eerstelinge van die oes wat kom. Die rede hoekom die Heilige Gees jou bekragtig, is om die oes in te samel. Die rede hoekom die Here jou vul met sy Gees, is juis vir die oes wat ryp is, wat ingesamel moet word. Die dag van die Here gaan kom, en dit gaan wees, glo ek, soos op Pinkster, waar die Here, want die Here connect, ek meen die Here bly op hierdie, of ek sien die Here altyd met in dinge, hoe die Here gaan kom, en hy gaan 'n oes soek.
Net soos op Pinksterdag in Levitikus 23 of die eerstelingsgerwe, selfde fees, het die Here die oes, moes hulle die oes ingebring het. My vraag is, nie meer volstaan ek. Die einde is op pad. Die laaste dae is op pad. Ons is in die laaste dae. Die dag van die Here kom. Wat het jy in jou hand? Jy sien nie almal van ons kan preek nie. Maar almal van ons is geroep om disippels te maak, om siele te wen. Maar nou, nie almal van ons kan preek nie. Maar jy kan iets doen. Jy kan traktaatjies sprint en dit uitgee. Jy kan met iemand praat. Moenie vir my sê jy kan glad nie praat nie. Het jy 'n mond? Ja. Dan gebruik hom. Amen. Vra die Here vir wysheid. Miskien weet jy nie hoe om te, is jy nie geroep vir 'n pastoor nie, dis nie nodig om 'n pastoor te wees nie. Die Here het elkeen van ons geroep, op verskillende plekke, of dit nou met kinders is, en of dit nou met wat ook al is, sommige mense het die Here geroep om finansiëel bedieninge te ondersteun. Amen. Want sonder finansies kan mens ook nie die bediening, die werk van die Here doen, as jy verstaan wat ek sê nie. Alles kos geld. Maar die Here het elkeen van ons geroep vir iets. En as die Here terugkom, gaan die Here soek. En ek wil nou aangegaan het met 'n ander skrifgedeelte om vir julle te wys, dat die woord van die Here sê, elkeen se werk op die dag sal aan die lig gebring word, 1 Korintiërs 3. En dan gaan die Here vuur op elkeen se werk gooi, en kyk wat se werk het bly staan. En wat doen jy vir die Here? En wat gaan brand? Die grootste ding, en hiermee sluit ek regtig af, wat jy moet regtig verstaan is, almal van ons is gebore, en is, dit klink nou miskien nie reg nie, almal van ons is gebore op pad om te sterwe. Almal. Wat jy doen in hierdie lewe, is wat, en wat jy vir die Here doen, is wat saak maak. Amen. Jy gaan die dag as jou begrawe, raai wat, is jy leeg. Ons laat sak daai kus in die grond, en daar is niks wat jy saamvat nie. En jy gaan naak voor God staan. Wat het jy vir die Here gedoen? Amen. Hemelse Vader.